Want die Here is 'n groot God, ja 'n groot koning, bo al die gode. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons beantwoord deur die wonderlike groet van ons Hemelse Vader deur saam te sing Psalm 208, die 4de vers. Jesus leef nou is die dood, vir ons deurgang tot die lewe. Wat is in sterwensnood, bied sy woord die hart wat lewe. Hy wat nie verlossing gee, hy alleen deel troos ons meer. Ons bely dan nou saam ons geloof volgens die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtiges, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en na die doderyk toe neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel, die lewendes en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing saam Psalm 199, die 1ste en die 4de vers. Roem al wat leer die eerste dag, die glorie teken van sy mag. Bo alle magte is hy groot, hy is oorwinnaar oor die dood. Aan hom wat was en is en bly, word al ons lof en dank gewy. Verhoog sy naam in majesteit, en roem hom tot in ewigheid. Kom ons sit saam, dan lees ons die wet. Ons lees vanmôre die opsomming van die wet soos wat Jesus dit dan ook vir ons gegee het. In Matteus 22 vers 34 tot 40, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetsgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. As ons onsself hieraan gaan meet, dan vind ons dat ons hieraan tekort skiet. Hoe daar soveel dinge is wat ons in ons lewe verkeerd doen en wat ons dan soms afwyk van hierdie beginsels, hierdie kern wat Jesus vir ons gegee het. En dan het ons nou geleentheid as gemeente, voordat God dan met sy woord na ons toe kom, ons skuldbelydenis vir ons verootmoediging vir hom te doen. En ons doen dit deur saam te sing Psalm 192, die 1ste vers. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds U liefdesvloed. Op ons die bedorwe aarde, het U Heiland neergedaal, en vir my as skuldbeswaarde, met U kosbaar bloed betaal. Aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sondes. Maar die woord verkondig ook dat elkeen wat die genade van God verwerp en in die sonde bly volhard,
dat die toorn en die straf van die Here op so 'n persoon sal bly, solank as wat daardie persoon in die sonde bly lewe. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer kan stil word voor U. Hemelse Vader, dat ons geloof voor mekaar kon bely, dat ons skuld voor U kon bely. Vader, ons staan dan nou in 'n gereinigde gewete voor U. Ons staan voor U gewas deur die bloed van Christus en ons kom na U toe en ons bid vanmôre en ons sê, spreek Heer, want U diensknegt en U diensmaagd wil luister. Ons wil hoor wat U vir ons sê. Hemelse Vader, ons bid dat dit vrug in ons sal dra, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal luister. Dat ons elke woord sal hoor wat U vir ons wil sê. En dat dit in ons harte sal vrug dra, sodat ons gehoorsame kinders van U sal wees en dat ons U sal verstaan, dat ons U beter sal verstaan in U woord met meer helderheid sal benader. Dankie dat ons dit kan bid in die wonderbaarlike naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Goed, ons het nou al daar op YouTube, vir die wat dit gemis het, julle kan daarheen gaan, wat ons nou al die vorige preke gekyk het na, ons kan sekerheid hê. Tweede een, geloof is die basis van saligheid. Ons het gedoen, werke is die vrug van ware geloof. Waarby ons dan nou vandag gaan stilstaan is, wat is uitverkiesing? Ek het so enetjie bygesit, ons het laas 7 gehad, maar voor ons kom by uitverkiesing bied berustig, om net eers te praat, wat is uitverkiesing? Want dit is een hoogdrawende teologiese woord, en ons gaan kyk of ons dit vandag kan afbreek, dat ons dit kan verstaan. Ons begin dan weer saam te lees Efesiërs 1 vers 3 tot 6. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, dat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou ja, as 'n mens hierdie ding net sommer so vir die eerste keer lees, dan voel 'n mens soos Petrus om te sê, Paulus, wat op dese aarde het jy hier geskryf? Nou ons gaan bietjie by hierdie gedeelte stil staan en ons gaan hom so happie vir happie vat. Goed. Ek begin om hierdie te verduidelik aan die hand van 'n gedig van Tosius. Nou Tosius het daar so buitekant Potchefstroom het hy so 'n pragtige huisie gehad. En by die huisie is hy een van sy kinders deur die weerlig getref. En hy het, soos wat enige vader is, hy geworstel met die gedagte, maar hoekom? So 'n pragtige klein kind, so onskuldig, so 'n hele wêreld lewe wat voor hom lê. En op grond hiervan het hy die godsbesluit geskryf. Voor die onheilswoning en tussen die skaars beblaarde soedoring staan in droë aarde, maar lowergroen en blink van blad, die wag 'n bietjie langs die pad. Wanneer ek nader kom, dan sien ek dorings, krom en reg. Ek sien takke in mekaar gedraai en deur mekaar gevleg. En wil ek in die blare gryp of aan die takke breek, dan tas ek in die doringnes, wat vreeslik elkeen steek. Bo al die donker bome, o Heer, groei my 'n enkele reusboom uit. Dit is die waggebietjie bos van u besluit. Van ver so skoon, so groen, so blink, maar hoe verward wanneer ek dieper kyk en dink, as wat 'n sondaar pas, en steek ek dan my hande uit na u besluit, dan gryp ek in die dorings vas. Nou ja, dit is een ding wat ons as mense verstom staan. Ons ken nie God se raad nie, ons ken nie God se besluite nie. Ons is hier op aarde en ons het die woord van God, wat vir ons gegee is, waarin ons daarom so skreefie kan oopmaak van die gordyn van wie ons God is. En ons het daarom so 'n idee van wat hy vir ons het.
Wat belangrik is hy het vir ons gegee wat nodig is, dat ons die saligheid kan beerwe. Maar ons het nie 'n idee van wie God is. Ons het nie 'n idee van die rykdom en die volheid van die geesteswêreld nie. Ons het nie naastenby 'n idee van God se raadsplan. Daar's 'n skreefie ook wat ons kan verstaan, en dit is wat ons vandag oor die uitverkiesing wat deel is van God se raad na wil kyk. As ons dan gaan kyk na die woord uitverkies, dan sien ons die Grieks is eklegomai. Dit beteken, dis eintlik uit twee woorde dat dit bestaan. Die ek is soos 'n exoskelet, dit is aan die buitekant of uit. En dan die legomai is eintlik, dit is om te praat, maar die woord self beteken om te kies of om uit te kies. Wat besonder is aan hierdie woord wat in die Grieks gebruik word, is dat daar 'n besondere band bestaan tussen die een wat kies en die een wat uitgekies word. Dit is meer as bloot net te kies. Dit is, daar's 'n persoonlike band betrokke van uitgekies. Nou goed, nou wil ek vanmôre 'n bietjie met die kinders laat hulle ons kan help om hierdie ding te verstaan. Ek het hier 'n prentjie. Ek wil jy kies jy vir my, hierso is 'n mannetjie daar, so is 'n mannetjie in 'n pak klere, daar's een boertjie in 'n hoed, dan's daar 'n vroutjie en dan's daar 'n jongsie. Kies jy vir my bietjie? Watter een kies jy? Watter een is dit? Die eerste een, Die eerste een, die mannetjie in die pak klere. Watter een kies jy? Die vroutjie. Goed. Watter een kies jy? Jy kies die boer. Ek het nogal gedink jy so. Wat kies jy? Die een met die skooltas, nou ja. Nou het ons hierso 4 verskillende keuses. Hoekom het jy dit gekies? Net sommer. Ja. En jy? Want dit is 'n meisie. Maar voordat sy dit gesê het, het ons nie geweet nie. En sy is 'n mens. So, as 'n mens dan 'n keuse maak, en ons weet nie hoekom die mens die keuse maak nie, hoe sal ons weet waarom God gekies het? Waarom God nie net gekies het nie, maar 'n persoonlike verhouding het by die een wat hy uitgekies het. Kom ons gee nog 'n kans. Kies jy vir ons daar een? Enige een dan. Heel laaste met die rooi hare. Wie kan sê hoekom het sy dit gekies? Niemand kan sê nie. So as ons iemand wat ons ken, wat 'n mens is en saam met ons hier in die saal is, ons weet nie hoekom sy die persoon gekies het nie, net 'n prentjie. Hoe gaan ons weet hoekom het God gekies? God wat nog groter as ons is. Sien julle al hierdie mense? Sien julle al daai nulle? Daar's nou so tussen 7-8 miljard mense op die aarde. En weet julle wat? God het my gekies. Van al daai mense wat op hierdie aarde is, kom God na elkeen van ons, elkeen wat hier sit, en hy sê, jy is my kind, ek het jou gekies. Die wêreld is daar buite, vol mense, vol allerlei gelowe, maar God het elkeen van ons in 'n spesifieke gesin geplaas, in 'n spesifieke volk geplaas, in 'n spesifieke huis geplaas met 'n spesifieke pa en ma, of onderwyser, of mense wat in jou lewe was, sodat jy van God kon leer. Sodat hy kon sê, jy is my kind. Nou, hoe op dese aarde werk dit? Kom ons gaan terug na Efesiërs 1 vers 3 tot 6. Geseënd is die God en Vader ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Staan ek eers daar stil. Wat ons hier sien is, dit is nie omdat ons goed is nie, dis nie omdat ons oulik is nie, dis nie omdat ons mooi is nie, dis nie omdat ons slim is nie. Dit is God wat ons geseën het. Dit kom van hom af. En net soos wat elkeen van hierdie kinders iemand daar gekies het, daardie prentjie is 'n prentjie op 'n bord. Daardie prentjie het nie eers 'n brein of iets nie, maar elkeen van die kinders het iemand daar gekies. So het God dan gekom. Ons het nog nie eers bestaan nie, want ons lees in vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het. Dis daai
Eglegomai, daai uitkies, wat hy 'n persoonlike verhouding het, hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Daar sê, voor die grondlegging van die wêreld, nog voor dat die totale wêreld gemaak is. Die Grieks daarsoos van die wêreld is kosmos, voordat die totale heelal gemaak is. Het God elkeen van ons hier vandag geken. En hy het ons toe al gesê, maar jy gaan my kind wees. En dit is hoe spesiaal dit is. So wanneer het God ons dan uitgekies? Hy het ons uitgekies nog voor die grondlegging van die wêreld. Nou ja, ek weet nie wie van julle kan dit verstaan nie, maar vir my is dit fenomenaal hoe dit wys net die absolute grootheid van God. Dit wys net hoe wonderbaarlik is God en hoe spesiaal is ons elkeen. Voordat God die aarde geskaap het, het hy geweet. Vandag hierso in hierdie saaltjie gaan daar so en so en so sit. En hulle gaan my kinders wees. Goed, nou sien ons, wat sê die woord verder? Wat is die doel waarom hy ons uitverkies het? Dan sien ons dat daar staan, hy het ons uitverkies sodat ons heilig moet wees. Hy het ons uitverkies sodat ons sonder gebrek moet wees. Hy het ons uitverkies dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Hy het ons uitverkies sodat ons in liefde kan wees. Dis wat hierdie gedeelte sê. En ons gaan by hierdie 4 punte gaan stil staan. In ander woorde, God het ons uitverkies sodat ons heilig moet wees. God het ons uitverkies sodat ons sonder gebrek moet wees. God het ons uitverkies sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees. En hy het ons uitverkies sodat ons in sy liefde moet wees. Kom ons staan by die eerste. Nou ja, nou is dit 'n bietjie die kans vir die groot mens. Ons het die woord heilig, het ons al baie gehoor. Maar wie kan vir my in eenvoudige taal sê, wat beteken dit om heilig te wees? Dani, jy is die slimste hierso in hierdie, kom, sê jy bietjie vir ons. Afgesonder vir God. Afgesonder vir God. Kom ons kyk wat sê die woord nog. Die Griekse woord, hagion. En dit is afgesonder vir God. Eenkant gesit. Spesiaal vir God. Nou, kan julle self dink, as God ons uitverkies het om heilig te wees, en hy het ons uitverkies van voor die grondlegging van die wêreld, hoe spesiaal is jy vir God? Dat hy sy seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, hoe spesiaal is elkeen van ons vir God? En daarom wil die Satan ons afkraak, daarom wil die Satan ons selfbeeld afbreek om te sê, jy's niks, jy's 'n stuk vleis. Nee, die kind van God is baie spesiaal vir God. Voor die grondlegging van die wêreld het hy elkeen van ons gekies en hy's spesiaal afgesonder sodat ons aan hom behoort. En daarom vra God van ons dat ons heilig moet wees. Met ander woorde, ons moenie meng met die wêreld nie. Ons moenie meng met die slegte goeders nie. Ons moenie iets anders bo God stel nie. Hy is 'n jaloerse God, hy wil net vir ons hê. Hy wil net jou liefde hê. Hy wil net vir jou hê. Ons behoort aan God. Dis die een betekenis van heilig. God se eiendom. Ons behoort aan God. En ons sien dit, hierdie konteks in Eksodus 13 vers 2. Heilig vir my al die eersgeborenes, alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van die mense en van die diere, dit is myne. As hy, een kant vir God, sonder hom af, hy is heilig vir God. En dit het ook vir Israel gegeld. Julle is 'n heilige volk, moenie met die ander volke gaan vermeng nie, moenie ander gode gaan dien nie, julle is my volk, julle behoort net aan my, julle is my eiendom, ek is julle God, en julle is my volk. Dan sien ons die tweede konteks, en dit is heilig in die konteks van skoongewas, rein, sonder sonde, sonder vlek, geregverdig, deur God geseën, kwytgeskeld. Hierdie heilig het te doen met, as jy onrein geword het, dat jy weer rein geword het. As jy sonde gedoen het, of as jy, dit is gekoppel aan God, maar dit is as jy iets verkeerd gedoen het, dat jy dan weer rein gemaak word, sonder sonde, skoon gewas word, dan is jy weer heilig teenoor God. Dis in hierdie konteks, met ander woorde, skoon gewas deur God.
Eksodus 19 vers 10 tot 11. Verder het die Here aan Moses gesê: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle hul klere was en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdaal. Hierso was dit 'n fisiese handeling wat hulle klere moes gaan was, wat daardie gewaste klere as deel vorm van die heiligheid, van die reinheid en die skoongewasheid. Maar dan sien ons is daar ook nog 'n konteks, en dit is om gehoorsaam te wees. So die eerste ene sien ons afgesonder, die tweede ene is rein, skoongewas, die derde een gaan oor gehoorsaam. Met ander woorde, om reg te lewe, om 'n skoon pad te loop, om sonder sonde te wees en op te tree binne in God se wil. Met ander woorde, God gehoorsaam te wees. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, jou totale lewenswandel moet heilig wees, aan God gewy, aan God afgesonder, maar sonder sonde en optree binne God se wil. Goed, so as ons dan kyk, wat is die doel waarom ons uitverkies is? Dan sien ons moet heilig wees. God het ons uitgekies. Hy het ons spesiaal daar uitgekies. Soos 'n mens 'n lekkertjie vat uit 'n bakkie met klomp lekkertjies. So het God een van ons gevat en gesê: jy is my kind. En wat ek van jou wil hê, jy moet heilig wees. Met ander woorde, jy moet God se eiendom wees, net aan God behoort. Jy moet gehoorsaam wees aan God, binne God se wil lewe en gewas deur God. En daardie was is vir ons wat in die Nuwe Testament lewe nog soveel meer spesiaal, maar nou is ons gewas deur die bloed van Christus. Nou kan ons heilig lewe want die Gees van God is in ons harte. So daardie uitverkiesing is nog soveel meer vir ons wat die Heilige Gees in ons hart het, wat skoon gewas is deur Christus, die Heilige Gees wat ons leer, die Heilige Gees wat vir ons lei om volgens God se wil te wandel. So hierdie heiligheid het vir ons so 'n wonderlike betekenis gekry. En dan kry ons sonder gebrek in sy teenwoordigheid en in liefde. Kom ons kyk dan, wat beteken sonder gebrek en waar kom dit vandaan? Hierdie is eintlik 'n pragtige beeld wat hier geskep word. Die Grieks is amomos. Dit beteken, die Grieks het so bietjie 'n meer betekenis aan die woord gekry, maar dit kom eintlik uit die Ou Testamente. Die amomos beteken sonder vlek, foutloos. En daardie konteks het hulle dit dan gebruik van volmaak. Maar wanneer dit in 'n juridiese term met die wette gebruik is, dan het hulle gesê sonder blaam, onskuldig of totaal skoon. So as ons dan kyk, die Grieks wat hy sê is God wil hê ons moet heilig wees, maar hierdie sonder gebrek wat daar beskryf word, die Griekse woord sluit baie sterk daarbey aan. En as ons kyk, veral in die Ou Testament kry ons die Hebreëse woord tamim, wat beteken heel. Want hulle moes 'n bokkie gekry het, daai bokkie, daar moes nie 'n gebrek aan die bokkie gewees nie, hy moes heel gewees het, daar moet nie iets gewees het wat kort. Daai bokkie moes volmaak gewees het, sonder gebrek en gesond. So ons sien, die Hebreëus is bietjie meer letterlik, dit het gegaan, daai bok, daar moet nie iets fout wees met die bok nie. En dit het met die Grieks het dit ontwikkel, wat dit meer 'n regsterm ook geword het, en wat dit dan ook gebruik is dan vir die sonde. Ons sien in Eksodus 12 vers 5, julle moet 'n lam hê, dis nou die pasgalam, sonder gebrek, dis daai tamim. Met ander woorde, daar moet niks fout wees met daai pasgalam nie. En die wonderlike is, toe Jesus aan die kruis gesterf het, was hy ons pasgalam. En hy was ook sonder gebrek. En daar was nie een been van hom gebreek nie, want hy was voor die tyd dood. Wanneer hulle gekruisig is, het die persoon wat aan die kruis het dan, soos wat hy gehang het, kon hy nie lekker asemhaal nie. En dan het hy op sy voete gedruk, om 'n bietjie op te druk, dat hy weer kan asemhaal. En dan het hy weer afgesak, tot hy benoud geraak het en met sy voete opgedruk. En as hulle dan wou hê die persoon moet doodgaan, het hulle met 'n yster, het hulle sy bene stikkend geslaan, laat hy hom nie self kan opdruk nie.
en dan die persoon in effek het hy so versmoor. Maar Jesus was reeds dood. En die wonderlike is, die simboliek daarvan is, toe die soldaat by hom kom, was Jesus reeds dood, en het 'n spies in sy sy gesteek, hy het hom nie sy bene gebreek, soos wat dit die gewoonte was nie, en so was Jesus die volmaakte pasgalam, sonder een gebreekte been. Dan sien ons, wat is hierdie sonder gebrek? Beteken geestelik volmaak. Ons sal geestelik niks kort kom nie. Met ander woorde, aan die een kant is dit die aardse, ons sal nie gebrek ly nie, maar dit is ook die geestelike, ons sal geestelik volmaak wees. God het ons uitverkies, maar hy het ons nie uitverkies en daar vir ons self gelos nie. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om geestelik volmaak te wees, want dit is wat hy vir ons wil hê. Dis hoekom hy ons uitgekies het, dat ons heilig kan wees, en hy het ons uitgekies, sodat ons geestelik volmaak kan wees en niks kort kom nie. Jakobus 1 vers 4. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. So dit is wat God van ons wil hê. Hy kies ons nie net uit en laat ons staan nie. Hy vorm ons, hy maak ons, hy stap 'n pad met ons, sodat ons niks kan kort kom nie. So as ons dan kyk, wat is die doel om heilig te wees? God se eiendom, gehoorsaam aan God, gewas deur God, sonder gebrek, geestelik volmaak. Geestelik alles het wat ons nodig het. Dit is deel van die uitverkiesing. God het ons uitgekies, sodat ons so kan wees. Dan kom ons by die volgende, en dit is in sy teenwoordigheid. Nou hierdie in sy teenwoordigheid, die Griekse woord is katenopion autou. Gaan julle dit onthou? Wat hierdie gedeelte, daar staan voor God. Maar hierdie Griekse frase is nog meer betekenis, dat ons is nie net dat ons moet heilig wees nie. Dis nie net dat ons sonder gebrek moet wees nie, maar ons is in God se teenwoordigheid. Dit is dieselfde wat, ons is voor sy aangesig in 2 Timoteus 1 vers 14. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Met ander woorde, God het ons geheilig. God het ons gemaak dat ons sy eiendom is sonder gebrek. Hy gee vir ons alles, sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees en hy die heeltyd in ons kan wees. Ons is in sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees wat die hele tyd in ons woon. God is met ons, Immanuel. Dan sien ons ook voor sy aangesig, Hosea 6 vers 1 tot 2. Kom, laat ons terugkeer tot die Here. Want hy het verskeer en sal ons genees, hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. En die pragtige hiermee is die simboliek van Jesus wat ook op die 3de dag opgestaan het. En net soos wat Jesus op die 3de dag opgestaan het om voor hom te lewe, net so deel ons in Jesus se sterwe, net so deel ons in Jesus se opstanding, dat ons ook op die 3de dag, terwyl ons dood was vir God, terwyl ons uit 'n heidense agtergrond uitkom, terwyl ons nie reg gelewe het vir God nie, het hy ons geroep. Hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, van die wêreld. Het hy ons uitverkies, het hy geweet, hierso is my kind. En sy doel is, waarom hy ons uitverkies is, dat ons heilig kan wees, dat ons sonder gebrek kan wees, en dat ons voor sy aangesig kan staan. As ons dan kyk, die laaste ene is, dat ons uitverkies is om in liefde te wees. Nou die pragtige hiervan is, as ons kyk na 1 Johannes 4 vers 15 tot 19, hoe al hierdie dinge hier by mekaar kom. Hy sê, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Aan die ander woorde, hierso sê ons is in die teenwoordigheid, ons is in die aangesig, voor die aangesig van God, as ons bely dat Jesus die Seun van God is. Hy sê, ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo.
Dis die liefde wat God ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld af, sodat ons in die liefde kan wees, sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees, sodat ons heilig kan wees, sodat ons sy eiendom kan wees. Hy sê, God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Al hierdie dinge wat ons hier gesê, die heiligheid, die behoort aan hom, die voor sy aangesig, word vervul met liefde, want God is liefde, en daarom is die liefde van God in ons. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, sonder gebrek, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Met ander woorde, daar's nie vrees nie. Ons gaan nie vrees hê met die oordeelsdag nie, want ons is uitverkies. Ons is geheilig. Ons is deur God alles gegee wat ons nodig gehad het. Ons gaan nie by die oordeelsdag met 'n rooi gesig sit nie, want God het ons geheilig. God het ons tot hom geroep. En God het ons alles gegee wat ons nodig gehad het. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedig kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Weereens daardie, God reinig ons. God gee vir ons alles. Hy maak ons skoon, hy maak ons vry, hy maak ons heilig, en dis waartoe hy ons geroep het. Met ander woorde, nou is ons kind van God. Ons hoef niks te vrees nie. Dit beteken nie ons gaan onverskillig lewe nie, maar dit beteken dat ons juis, God het ons gemaak, God heilig ons, God het ons gereinig, en daarom kan ons heilig lewe, daarom kan ons rein voor ons staan, en daarom weet ons, sou die oordeelsdag kom, ons hoef nie bang te wees nie. Die Satan kan ons maar probeer aankla, ons pad is reg. Die Satan gaan kom en sê, ja, maar kyk daarso, kyk vir my kind, het gesien wat hy maak, net soos met Job. Sê God, wat maak hy? Die bloed van Christus het hom gewas, daar is nie iets vuils aan hom nie. Hy is mos nou gereinig, hy is geheilig, daar is nie iets waarvan jy hom kan aankla nie. So gaan kyk maar vir die klomp goddeloses, daar is baie om aan te kla, maar vir my kind het jy niks te sê nie. Hy sê ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad. Dit is waar die uitverkiesing kom. Ons het nie God eerste lief gehad nie. Hoe kan ons, God het ons lief gehad nog voor die grondlegging van die wêreld af. Van toe af het hy ons lief. Ons het nog nie eers geweet ons gaan bestaan word. Hy het ons lief. Hy het ons eerste lief gehad, daarom het hy sy seun gestuur. 2000 jaar later, hier sit ons. En hy vergeef ons sondes. Hy maak ons sy kinders. 1 Johannes 4 vers 15 tot 19. Sluit aan dan by Efesiërs 1 vers 3 tot 6. Wat sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Hy het ons geseën, dit kom van hom af. Soos hy ons in hom uitverkies het, is 'n spesiale band, hy het ons gekies. Voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hierdie gedeelte het ons nou gedoen. Dan kyk ons die volgende. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Goed, kom ons kyk eers, wat beteken hierdie woord voorbeskik? Dit kom uit 2 Griekse woorde, die een is orizo. Dit beteken om uit te merk, of om aan te wys, of om te proklameer en 'n dekreet uit te vaardig, te bepaal of te oormerk. In ander woorde, daai ding het 'n spesifieke doel. As ek hier so 'n oorplaatjie het, dan gaan daai oorplaatjie nie gaan om die bees te dip nie. Daai oorplaatjie is geoormerk vir 'n spesifieke doel, hy kom aan die bees se oor. Nie sy stert nie, nie sy klou nie, daar's net een oormerk vir hom. En dan die woord pro-orizo, beteken met ander woorde, hy het ons vooraf bepaal vir 'n spesifieke doel. Dit is wat hierdie voorbeskik beteken. Met ander woorde, God het voor die grondlegging van die wêreld af, het hy vir elkeen van ons 'n spesifieke doel gehad. Hy het vooruit bepaal wat ons doel gaan wees, en daardie doel is, dat ons as sy kinders
vir hom aangeneem kan word. Nou hierdie is eintlik is net so 'n interessante woord. Die Griekse aanneming beteken dit is om as 'n seun aan te neem. Nou daar's twee gedeeltes wat in daardie tyd bestaan het. Die eerste was dat 'n persoon gebore word, biologies, genao. Daardie persoon word biologies gebore en dis my seun. Maar dan kom dit die huiothesia. Dit is om as seun aan te neem. Dit is 'n juridiese gebeurtenis wat plaasvind. Dit is wat die Vader kom en hy sê, maar hier's my seun. Eers word die seun gebore en dan kom hy en hy neem die seun aan as syne. Hy verklaar voor almal, hierdie seun is myne en dit is my kind. Dit is 'n juridiese gebeurtenis. En ons sien dit in Johannes 1 vers 12 tot 13, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Met ander woorde, hier is die twee begrippe. Ons is in God gebore. Wanneer ons in God glo, dan is ons uit God gebore. Maar dan is dit God wat vir ons sê, maar ek neem jou aan as my kind. Wettiglik is jy nou my kind en ek sit my naam, sit ek op jou. Die hele wêreld moet weet, jy is nou my kind. In die eerste plek is jy uit my gebore, soos wat ons met die doop, wat ons uit God uitgebore word, soos wat ons saam met Christus sterf, word 'n nuwe mens in ons gebore, waar ons dan rein is voor God. Dis 'n nuwe mens wat uit die dood uitkom. Dis die simboliek van die doop. Net so is ons dan nuwe skepsele in God. Ons is kinders van God, gebore uit God. Maar dan kom God van sy kant af en sê, alhoewel jy uit my uitgebore is, het ek jou al aangeneem voor die grondlegging van die wêreld. Ek dit besluit. Ek gaan jou as my kind aanneem. Ons lees dan in 1 Johannes 3 vers 1 tot 2. Kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hierso is vir ons wat dit duidelik gemaak word dat die doel van die uitverkiesing, ons is voorbeskik. Ons is vooraf bepaal dat ons gaan aangeneem word deur God as sy kinders. Ons lees ook in Filippense 2 vers 12 tot 15, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewe. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Goed, kom ons kyk hier. Wat staan hier? Vers 12 en 13. Werk julle eie heil uit met vrees en bewe. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Goed, ons sit hier met twee gedagtes. Die een is, werk jou eie heil uit met vrees en bewe, wat God sê, jy moet sorg dat jy gered word. Jy moet sorg dat jy kind van God is. Jy moet jou eie heil uitwerk. Jy moet jou pad skoon hou. Maar dan kom God en hy sê, maar dit is God wat in ons werk. Dit is God wat in ons wil. Nou, hoe werk dit? Kom ons probeer dit so verduidelik. Kan een van julle kinders vir my weer sê, wat is hierdie? Wat sien julle daar? Soos wat lyk dit? 'n Eil. Lyk dit vir jou so? Lyk dit vir jou almal soos 'n eil? Julle seker? Dis 'n mot. Hoekom? Want ons sien nie die groot prentjie nie. Die
Die klein prentjie wat God vir ons sê, is ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewe. Dis die klein prentjie. Dit is die prentjie wat hy vir ons gee om te sê, luister, jy moet sorg dat jy jou pad skoon hou. Jy moet sorg dat jy kind van God is. Jy moet jou eie heil uitwerk met vrees en bewe. Maar die groot prentjie is, God beskik en hy maak dit vir ons moontlik. So, hoe werk dit? God sê vir ons, sit aan die lig. Maar daar so sien ons, daar soos 4 ligte wat gebreek is, daai ligte gaan nooit kan aangaan. Maar God sê vir ons, sit aan die skakelaar. Maar jy kan nie jou skakelaar insit as God nie jou gloeilamp vervang het. En dit is wat die uitverkiesing is. God draai voor die tyd, draai ons vir ons die gloeilamp in en dan sê hy vir ons, sit aan die lig. Maar as jy nie deur God uitverkies is nie, kan jy nie die lig aansit. En dit is wat die uitverkiesing is, in maklike, eenvoudige terme, is God sit vir ons die lig in voor die tyd, en dan sê hy vir ons, sit die lig aan. Die wat nie uitverkies is nie, kan maar die skakelaar druk. Hy gaan nie die lig aankry nie, want hy is nie uitgekies deur God nie. En dit is die genade, dat God na elkeen van ons toe gekom het, en hy die gloeilampies van ons kom indraai, sodat ons die lig van die wêreld kan wees, en kan skyn vir die wêreld as sy kinders. Hy verwag van ons, en daai klein prentjie is, dis ons doel, dis wat ons moet doen. Ons moet sorg dat ons binne sy wil lewe. Ons moet sorg dat ons reg lewe. Maar die groot prentjie is, dis sy gees wat in ons woon, wat vir ons die vermoë gee om dit te kan doen. Hy sê vir ons, sit daai skakelaar aan, jy moet skyn in die wêreld. Maar dit is sy gees wat vir ons die lig ingedraai sodat ons kan skyn. Kom ons kyk dan weer, wat sê Efesiërs 1 vers 3 tot 6. Deurdat hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So, hoe werk hier die aanneming? Dis eerstens, dis deur Jesus Christus. Dis op grond van die welbehae van sy wil. Dis nie deur onsself nie, dis nie omdat ons oulik is nie. En dit dien tot lof van die heerlikheid van sy genade. Ander woorde, dis die aanneming van kindskap is nie maar 'n klomp gelowe wat almal op dieselfde berg klim en jy kan maar net van verskillende kante afkom nie. Dis net deur een poort en dit is deur Jesus Christus. 1 Korintiërs 1 vers 9. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus, ons Here. God het ons geroep. Geroep na hom toe, geroep deur sy seun. En dit is slegs deur die seun van God, deur Jesus Christus, wat ons gered kan word. Romeine 5 vers 10. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Net deur Jesus, dit is die enigste pad. En hy het ons na hom toe geroep. Selfs terwyl ons nog nie met God versoen was nie, het hy ons geroep. Selfs nog voor die aarde bestaan het hy ons al uitverkies. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar is nie 'n ander opsie nie. Daar is geen ander weg as deur Jesus nie. Op grond van sy welbehae van sy wil. Dit is hoe die aanneming geskied. Jesegiel 33 vers 11 sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here gewis, ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Dis God se wil. Dit is God se wil, sy welbehae van sy wil, is dat die mens om moet bekeer. En dit is die klein prentjie is, bekeer jou. Groot prentjie is, God draai vir ons die gloeilamp in, sodat ons kan bekeer. Hoe geskied dan aanneming? Dien tot lof van die heerlikheid van sy genade. Efesiërs 2 vers 4 tot 9. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek
opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Uit genade is ons gered, dit is nie uit onsself uit nie, dit is alleen God se genade. Dit is nie ons wil wat daai gloeilamp ingedraai het nie, dit is God wat dit besluit het. Dit is sy genade wat hy, ons het daarso gesien, waar die kinders daai prentjie gekies het. Op daai prentjie kon hulle enige een kies, hulle het een spesifieke een gekies. Van almal, hulle het daai gekies, net so het God gekom, en hy het elkeen van ons gekies, uit die 8 miljard mense wat op hierdie aarde bestaan, het hy ons gekies, en dit is nie omdat ons goed is, of die ander sleg is nie. Dit is alleen op grond van sy genade. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons kan nie spog dat ons kinders van God is nie. Ons kan alleenlik roem in die genade. Ons kan roem en ons kan prys en ons kan op ons afspring en simbale en sieters kan ons slaan om te sê halleluja. God het ons uitgekies. God het my uitgekies in hierdie hele wêreld. God vir my gekies. So as ons dan sien hoe geskied hierdie aanneming, hoe het God sy naam op ons gesit, wat hy juridies en hy het na die magistraatskantoor gegaan en sy stempel opgesit op papier en te sê, jy, my kind, jy behoort nie aan iemand anders nie, jy behoort aan my. En dit het alleenlik geskied deur Jesus Christus, op grond van God se welbehae van sy wil. Dit was sy wil gewees, welbehae, in ander woorde, dit was vir hom lekker gewees. Dis sy lekker wil van hom, dis vir God lekker dat ons sy kinders moet wees. En dit dien tot lof van die heerlikheid van sy genade. Dit ander woorde, maak net God se genade, as mens so na die sterre kyk in die aand, daai grootheid, daardie ongelooflike, gelooflike, fantastiese uitspansel. Net soos wat dit die heerlikheid van God se almag vertoon. Net so is die feit dat ek kind van God is, vertoon die heerlikheid, die omvang, die grootheid van sy genade. Kom ons kyk dan weer hierdie gedeelte, of ons dit dan nou verstaan het. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dit kom van God, dit is sy seëning, dit is nie omdat ons heilig is nie. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, om as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. So wat is die boodskap? Wanneer het God ons aangeneem? Voor die grondlegging van die wêreld af het hy ons uitgekies. En die doel waarom hy ons uitgekies het, is om heilig te wees. Dit beteken sy eiendom. Dit beteken gehoorsaam aan hom. Dit beteken gewas deur hom. Sonder gebrek, om in sy teenwoordigheid te wees, dat die Gees van God in ons woon, en in liefde. Want die liefde trek eintlik al hierdie touwtjies by mekaar. Want God is liefde en ons is in hom. Die aanneming is dan deur Jesus, op grond van die welbehae van sy wil, en dien tot lof van die heerlikheid van sy genade. Nou is 'n vraag. Waarvan? Wat beteken dit prakties vir ons? Wat beteken dit? Dit is nou pragtig, mooi teologies, nou verstaan ons dalk hierdie gedeelte van Paulus, ons het dalk nou so 'n bietjie meer begrip van die uitverkiesing, maar waarvan? Hoe dit iets te doen met my? God vervang my gloei. Dit is wat daarvan. Met ander woorde, as dit nie vir God was nie, dan sou ons daardie lig nie kon ontskakel nie, want God vra vir ons, skakel jou lig aan. Maar die feit dat julle hier sit, die feit dat God met julle praat, die feit dat julle hier hoor, beteken dit, God het elkeen van julle
se gloeilampies ingedraai. En dit is alleenlik genade. Dit is die boodskap van die uitverkiesing. En ons gaan die volgende keer, as ons nou by die volgende preke kom, gaan ons sien, die uitverkiesing bied berusting. Op grond van hierdie feit dat God ons gloeilamp ingedraai het, maak dit vir ons dat die Satan kan kom met sy aanvalle, die Satan kan kom met sy beskuldigings en die Satan kan kom met sy vrees wat hy vir ons wil saai. Dan gaan ons vir hom sê, wyk Satan, want ek is 'n kind van God. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap dat ons is kinders van U, dat U ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld en dat ons daarom deur U aangeneem is as U kinders, dat U naam op ons voorhoofde staan en dat ons kan weet dat ons aan niemand anders behoort as aan U nie. U is ons God en ons is U kinders. U is ons Hemelse Vader en dat ons weet dat geen dood of geen vrees of geen magte of owerhede ons sal kan skei van U liefde nie. Dat ons in U liefde is en U liefde in ons en dat U by ons is en ons voor U aangesig kan wees. Hemelse Vader, ons bid dan dat U in hierdie week met ons sal gaan, dat ons hierdie boodskap sal onthou en dat ons sal weet dat ons as ambassadeurs van U moet optree. Want ons is uitverkies, ons is geliefd, ons is geheilig. Hemelse Vader, gaan met ons deur hierdie week dat ons in elke situasie so sal optree as geheiligde kinders, dat ons sal weet dat U met ons is. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid in die wonderlike naam van Jesus, ons Verlosser en ons Messias. Amen. Ons gee dan geleentheid vir die opname van die liefdestaal. Terwyl dit opneem, kom ons kyk net weer na Levitikus 27 vers 32 tot 34. Wat betref al die tiendes van die beeste en die kleinvee, alles wat onder die herdestaf deurgaan die tiende, moet aan die Here heilig wees. Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie en dit nie omruil, maar as hulle dit tog omruil, moet dit en die geruilde heilig wees. En dit moet nie gelos word nie. Dit is die gebooie wat die Here Moses by die berg Sinaï vir die kinders van Israel beveel het. Net soos wat God ons voorbeskik het om heilig te wees, so is die tiende wat ons ook vir hom gee, vir hom heilig. En ons doen dit met liefde en ons doen dit met daardie heerlikheid dat sy genade is vir ons gegee. En dis 'n klein bietjie wat ons aan God kan teruggee. Vers 1 en 3. Kom ons sing dan saam Gesang 71, die eerste en die derde vers. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as U kind, vrees vir straf laat my nie weifelvol, want Die liefde laat geen twyfel, en ek weet
Seun, mag hy sy aangesig by u laat skyn. Amen.